Ek wil graag vir Hein vorentoe roep. Hein, baie welkom. En ons vertrou dat jy sal kan sê wat jy moet sê, met groot vrymoedigheid. Baie dankie. Ek gee oor vir jou. Ja, my naam is Hein Pretorius, bly in Windhoek, het 4 kinders. En so 2 jaar, bietjie meer as 2 jaar terug. Toe het iemand in ons kerk getuienis gelewer en haar man is baie siek gewees, en kanker en alles, maar sy voel in haar hart, sy moet iets doen vir die koninkryk. Maar wat kan sy nou doen? En toe sit, asof die Here vir haar sê, die gedeelte wat Moses met God praat, en Moses het mos nou verskonings, maar hy kan nou nie gaan nie, en so aan. En die Here sê, maar wat is in jou hand? 'n staf. Kyk, kom ons begin daar. En dan dink ek, wat is in my hand? Wel, bietjie tyd, né? Oor 'n naweek kan 'n ou ietsie doen. Kontak vir geopende deure, en dit is toe ek toe nou betrokke geraak het met dit. Maar daar is hy, die World Watch List. Hy's nou op. So, as ons nou kyk daar na die gedeeltes wat die vervolging die meeste is maar basies omtrent die 1040 venster. Die 1040 venster is ook waar die mees onbereikte volkegroepe in die wêreld is, ongeveer 3 biljoen op die oomblik in die wêreld. So onbereik beteken, hulle het nie toegang tot 'n Christen of 'n kerk of 'n Bybel of Christelike literatuur nie, en so aan. Ek dink een van my gunsteling dinge van betrokke gewees by geopende deure is om by verskillende kerke aan te gaan. En want dis familie, né? Mens voel of jy, ja, ons is familie. Ons gaan nou eendag mos nou ook voor die troon saam die knie buig en God aanbid. Ek het die voorreg om deur my werk redelik baie Asië toe te gaan, en Desember was ons in Shanghai gewees, en voor die tyd het ek nou baie gebid, Here asseblief. En ek praat met Kobus by Martyrs for Christ, en ek praat met geopende deure. Ek wil so graag 'n kerk gaan besoek in China. Die ondergrondse kerk, né? Iemand met so iemand gesels of wat ook al. Maar daai deure daai deur toegehou. Ek kon nêrens met so iemand kontak maak of so iets nie. Besluit, okay, nou gaan ek nou maar net ek gaan nou Google, dan gaan ek nou letterlik na die geregistreerde kerk in Shanghai toe gaan. En ek gaan met vooropgestelde idees, né? En ek moet vir julle sê, I was blown away met wat God doen op plekke waar sy dink hy doen dit nie. Die polisie sit daar, en elke preek word geëdit, jy weet, en deurgegaan en so aan. Hulle 17 jaar in die gang, en die polisie wou hulle baie keer toemaak, en ja, dit is nie maklik nie, en dit is klomp papierwerk, en jy moet registreer vir dit en vir dat en so aan. Maar die Here gebruik hulle ongelooflik. Ja, jy moet jou paspoort gee, jy kan nie Chinese burger wees om in te gaan nie. Hulle 2 dienste, Engels en Mandarin, maar hulle het selgroepe. Chinese burgers gaan na die selgroepe toe. En die kerk self is amazing. Hulle het 'n tafeltjie vir sending daar. Hulle is besig om selgroepe te vestig in Japan. Een van die moeilikste plekke om sendingwerk in te doen. So en die boodskap is suiwer evangelie. Die polisie sit elke week en lees daai evangelie preke. So, dis wat die Here doen. So, die Here word nie beperk deur regerings of enige iets nie. So ons het ongeveer 388 miljoen mense op die oomblik met high levels of persecution and discrimination in die wêreld. Nou dit kan natuurlik baie ekstreem wees, soos byvoorbeeld Ali, die storie van Ali en sy dogter, waar hulle na die huis kom en dan 'n mes teen haar keel hou en sê, so Ali, bely net die
Shahada. There is no God but Allah and Muhammad is his messenger. Sê net die woorde en jy kan gaan, ons sal gaan. Maar hy het nie. En op daai dag het hulle gegaan. En gewoonlik wat hulle dan doen is, hulle sal sê, maar sê die Shahada, verloon Jesus en alles is reg. Of betaal 'n groot som geld wat die mense gewoonlik nie het nie. Of jy moet gaan, pak jou goed en gaan. Of ons maak jou dood. So kry ook diskriminasie soos almal in Sirië. Toe sy 'n Christen word, toe kan sy nie meer groceries koop en kos ensovoorts in haar woonbed nie. En sy moet na 'n ander deel van die stad loop. So dit gebeur ook baie. Die persecution hotspots, ja, ek meng baie taal, is jammer. Die persecution hotspots, my notas is in Engels, het ek nou agtergekom. Die Sub-Sahara Afrika, Asië en dan ook Suid-Amerika. Sub-Sahara Afrika, 93% van al die faith-related killings in die wêreld vind plaas in Sub-Sahara Afrika. En dit raak erger. Nigeria alleen, 3490 fatalities last year, mostly by Islamic extremists. My dogter het die voorreg gehad om verlede jaar, saam met Samaritan's Purse te volunteer in Niger. En hulle moes deur so streng sekuriteitsopleiding gaan en toe sy nou uit is, toe lees ons in die nuus van die sendeling wat gekidnap is daar en so aan. Ja, so Afrika is 'n groot probleem en ons het nou die dag met iemand wat geopende deure gepraat. Jy sit met die probleem van Islam extremism, maar wat dit nog meer kompliseer is die Afrika tradisionele gelowe wat so ingeweef is in dit en ons ondervind dit self in ons eie land ook, waar dit selfs met Christendom so ingeweef is. En dan Asië, 2 uit elke 5 Christene in Asië face high levels of persecution, mostly driven by state-sponsored oppression. Nou, so 2 jaar terug, wat ek nou vir die werk, het ek net begin by geopende deure en ek moet vir die werk Mumbai toe gaan in Indië en nou is ek saam met 'n klomp Keniaanse besigheidsmense daar en Keniane is oor die algemeen ook Christelik en so aan en hulle is nie bang nie, hulle vra en alles en hulle vra vir die klomp, maar luister, wat is die storie van vervolging hier? So ons sien, jy weet, ons lees in die nuus en al die Indiërs daar sê nee man, daar bestaan nie so iets. Ons konstitusie sê ons het vryheid van geloof. Jy weet, dit is nie so nie en ek sien ook niks daarvan, jy weet, ek tel niks op nie. Nou moet ek terugvlieg en ek wonder maar ja, ek wonder of hierdie geopende deur en al die ouens se statistieke als reg is. Dit lyk vir my eintlik of en die vliegtuig wil nie vlieg nie, Air Ethiopië, ons word in 'n hotel gesit. En nou is ek saam met, nou moet ons kamers deel, né? Nou dubbelbed, ek en 'n Indiese ou. My vrou WhatsApp vir my, jy beter die gospel met hierdie ou deel. Dis 'n rede hoekom die vliegtuig nie vlieg nie. So geen no pressure. Nou sit ons daar en maak vir ons tee, sit ons daar op die dubbelbed en gelukkig begin hy die God conversation. Hy vra so, hoe gaan dit met die kerk in Namibië? En ons gesels en hy is 'n pastoor by 'n kerk, maar dis in die suidelike deel van Indië waar hulle 'n sekulêre plaaslike regering het. So dit maak 'n baie groot verskil. Maar hy vertel vir my meer na die noordelike gedeelte waar Hindoeïsme sterker is nie, plaaslike regerings is daar baie vervolging. So hy vertel vir my al die vervolging. En is asof die Here vir my al my twyfel en goed dat ek nou meer rondgeloop het en hy gee vir my ou wat daar bly en hy sê luister, dit gebeur, dit is 'n realiteit. En dan Suid-Amerika is besig om
om 'n sone te raak wat almal redelik bekommerd is oor. Baie van die authoritarian tipe governments en dan natuurlik georganiseerde misdaad, die organized crime, maak dit 'n moeilike area op die oomblik, ook vir Christene. Julle weet maar, vervolging is oralster. Vroukie wat saam met werk, haar dogter swem baie goed, en sy het toe nog gegaan na Frankryk toe vir so 'n high performance ding waar hulle dan nou voorberei, potensieel vir Olimpiese spele. En sy en 'n paar ander meisies van reg oor die wêreld wat Christene is, besluit hulle om na so 'n plaaslike selgroepie toe te gaan. Polisie daag op, sê die selgroep is onwettig, sluit dit, hulle gaan ondergronds. Dit is Frankryk 2 maande terug. Ja, the enemy wants to destroy the church, but Jesus said, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, in Mattheus 16 vers 18. On this rock, dis Petrus se belydenis dat Jesus is die Christus, die Seun van God. En ons weet ook hoe hierdie storie geëindig het. Van die liedjies het ons daaroor gesing. Revelation 7 verse 9. After this I looked and behold a great multitude of that no one could number from all tribes and peoples and languages standing before the throne and before the Lamb. So dis waant ons almal op pad is en ek dink dit is goed as 'n ou betrokke raak. Een van die goed wat my dryf om betrokke te wees by organisasies geopende deure is die 3 biljoen mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie en nie die geleentheid het nie. Nou, die realiteit is, as ons besluit, ons wil byvoorbeeld Midde-Ooste toe gaan, of Mandarin is baie moeilik, ek probeer dit leer. So die taal, dis die hartstaal. Ek het met 'n sending gepraat van die Midde-Ooste van SAM, en hy sê, as jy wil Midde-Ooste toe gaan, leer Arabies, leer die hartstaal. Dis baie moeilik om deur tolke te werk ensovoorts. So die taal, die visas, daar is soveel goed. Beteken nie, moet nie gaan, as die Here vir jou sê, moet mens gaan. Maar daar's Christene wat reeds daar is. En dis waar organisasies geopende deure gaan langs hulle, ondersteun hulle, werk saam met hulle, en dis hoe die evangelie versprei in al hierdie moeilike plekke. So hoe kan 'n mens betrokke raak? Gebed is natuurlik die nommer 1. En in die vervolgde kerk oor die algemeen is die vraag, wat kan ons vir julle doen? Bid asseblief vir ons. En dan ook, wat jy baie keer kry, hulle sê, moenie vir ons bid dat ons geen vervolging sal hê, of dat alles net goed sal gaan hê. Want dan raak ons soos julle westerse kerk. Dan raak ons slap. So hulle sê, nee, bid vir ons vir courage, dat ons kan bly staan. En natuurlik gee, ek dink as daai QR-code is baie klein. Maar ek het by my ook 'n klompie brosjures, is welkom om by my te kry. So praktiese wat geopende deure byvoorbeeld ook doen, is dat baie van die bedieninge in plekkies het geld nodig. En so hulle gaan letterlik met 'n toksak vol $, wat hulle in sulke lande ingaan en vir die ouens gee, want jy kan nie deur exchange rate en deur die banke dit doen nie, in van die lande nie. En dan ons soek nog volunteer speakers in Namibië. Ek is die enigste een op die oomblik. So dit sal great wees as ons nog mensies kan kry om te help. En daar is natuurlik mos die geleentheid om saam met geopende deure te gaan na die verskillende lande toe en bietjie self te beleef wat daar aangaan. En dan For Them tuis in die Kaap. Hy is baie nice. Hy is ook baie oop vir voorstelle.
So hy het gewoonlik rondom die groot events in Suid-Afrika, Comrades, Two Oceans, die Argus en so aan, het hy goedjies vir hulle dan 'n fundraising doen hoe jy kan betrokke raak. En op kreatiewe maniere, hy het ook, ek dink is 'n million stairs wat hulle probeer om miljoen trappe te doen. So met Garmin en goed, deesdae kan jy mos alles meet. Ek het iemand gehad van die Namibiese hockey span wat na my toe gekom het gesê het, maar kan ons hulle meet mos soos die ouens oefen, hè? Hoe ver jy hardloop. Kan ons daai kilometers opsit en dan 'n per kilometer sponsors kry? En sê ja, natuurlik. So daar's allerlei maniere hoe ou so kan betrokke raak. So, goed. Baie dankie. Waardeer die geleentheid. Baie dankie, Hein. En ons gaan sommer nou na mekaar toe draai, dan bid ons vir daai ons om te kan staan. So kom ons draai so 2, 3 na mekaar toe en kom ons bid, ons seën hulle dat hulle kan staan in die omstandighede waar hulle is. Ek onthou jare terug Richard Wurmbrand, hy was een van my heroes. Hy was in Roemenië, een van die Christene wat vervolg is. Hulle sy voete so geslaan met daai stokke. Ek kon my skoene dra nie. Kan jy vandag bid en sê, Here, laat hulle staan tot die einde toe. Kom ons bid saam. Vader, ons wil ons broers en susters in vervolgde kerke kom seën om te kan staan. Toe 2 jaar terug gaan jy 'n video kyk deur die moslems geneem en letterlik hoe hulle die rou materiaal pastore se kele afsny en in 'n gat gooi. En ek het besef, Here, 'n lewe daar is nie veel werd nie. Ons U kom vertrou, Here, dat hulle sal staan. Ons U kom vertrou, Here, dat hulle tot die dood toe die oorwinnaar sal wees in Christus Jesus. Here, waar ons ook aan hierdie kant staan, Here, vertrou ons, Here, dat ons standaard sal kan lig. En dat ons ook vir die troon kan staan, Here, en vervul die roeping wat U vir ons gegee het. In Jesus se naam. Amen. Skrifgedeelte wat ons sê die tema wat die Here vir gegee vir vandag is, waar staan jy vandag? En baie interessant hoe die Here 'n paar goeders besig is om te doen. En is besig om ook met sy kerk te deel waar ons nou is. Want dinge gaan nie vir altyd net so goed gaan soos dit nou met ons gaan nie.
Ek onthou, toe die Here my roep, 1990, en hy gee my 'n woord, hy sê vir my, maak seker dat die kerk kan aanbid, dat hulle kan bid, en dat in klein groepe kan werk. Hy sê, daar kom 'n plek wat herlewing sal kom, en daarna vervolging, het gepraat van Namibië. Dit is 1990. As ons kyk na die skuwe, die subtiele skuwe ook in ons land, waar die verhouding met China al hoe sterker word, die sosialistiese skuwe gemaak word in ons regering, klomp goed dat hulle inbring, nuwe nuus, wat nog geen op die tafel is nie, wil ek vir jou sê, dat ons kom by 'n plek, wat ons moet keuses maak, om te kan staan. En jy kan nie dan gou besluit om meer te bid nie. Nou is die tyd. En ek wil graag vanoggend, wil ek eers begin by die wonderlike gedeelte van Efesiërs 1 vers 5 tot 10. Prys God die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend. En daarna is dit wat te sê, ons kan elke dag die Here prys, ons kan juig, omdat hy is wonderlik goed vir ons. Die wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. Het jy dan gedink dat die Here dit als verniet vir jou kom gee? En ons ontdek so min daarvan, daar is so min daarvan wat ons van gebruik maak, of sê, Here, wat is hierdie seëninge? Hoe kan ek dit benut? Ek wil jou uitdaag om die Here te vra, Here, wat is daar wat ek nie het nie, wat ek kan kry? En begin om te bid en die Here te vertrou, dat al daai seëninge wat joune is, dis vir jou geskenk, dat dit 'n werklikheid word ook in jou lewe. Hy gaan verder, die wat Christus gedoen het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het hy ons al voor die wêreld gemaak is uitgekies om syne te wees. En onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Die wat Christus gedoen het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wil hê. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. En hierdie is so 'n geweldige, impakvolle ding, dat God het jou lief. Laaste tyd dat die Here baie met my praat oor die ding van ons verstaan nie sy liefde nie. Er tyd vir ons om sy liefde te ontvang. Een van die goed dat die Here my begin deel het, is dat ons het 'n samelewing geword waar liefde nie die definisie het van net liefde nie. Maar die liefde wat God het is om, die Engelse woord is om te nurture, om te voed. Jy loop baie van ons hou 'n stilte tyd, bid jou gebed, dan gaan jy. Daar is geen voeding in jou gees van die liefde van die Vader nie. Dis iets wat ek Here vertrou dat dit 'n werklikheid sal begin word in ons binneste. En ook in ons as gemeente, dat ons by die plek sal kom waar die liefde van die Vader ons so sal bedien, want dit was sy plan vir die grondlegging van die wêreld af. Ons let 'n bietjie die kalender terugrol na voor Genesis, maar voordat die wêreld nog bestaan het hy besluit geneem. Dis hoe dit gaan wees. Hoe ver het God vooruit gekyk? Miljoen jaar, 2 miljoen jaar, 1 biljoen jaar, ons weet nie. Ek weet nie hoe lank Adam en Eva op die aarde was, hoe lank alles bestaan het daai tyd nie. En maar een ding weet ek, is dat God se liefde het alles onderhou en het ons verder gevat. En hy sê, deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons uitgestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God wat al die wysheid en insig het sy geheime plan aan ons bekend gemaak, sodat dit reeds voorheen met die fokus op Christus goed gevind, om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoer te bring. En ons weet, die volheid van die tyd, lees ons in die evangelies was, toe Jesus gekom het. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op aarde is, onder een hoof te verenig, en hierdie hoof is Christus. Wat ons doen is, ons aanbid Jesus, wat reeds besig is om dit te word. Nou kom 'n plek waar die duiwel en al sy trawante onderwerp word, waar geen van hulle meer 'n plek sal hê om te heers, op te mors en dinge te doen nie. So ek wil hê vandag, hierdie is 'n geweldig belangrike ding van wat ons moet verstaan, dat God se liefde het ons gebring by 'n plek wat hy sê, dis my plan, dis op die tafel. En wanneer die Almagtige dit sê, dan beteken dit, hy gaan dit deurvoer. En jy kan besluit, en ek kan besluit, wil ons deel wees van daai plan. En ek het vir Here sê, Here, ek soek nie 'n ander plan nie. Die hel is nie my voorland nie. Right, ek wil nie daar wees waar ouens warm kry en swaar kry. Ons gaan 'n bietjie stil staan by dit. En wat vir ongelooflik is, dat hoe die Here met na mense kyk,
Hy kyk na 'n hart en hy besluit wie hy help. En hy kyk na 'n hart om die ouens te help om deur te breek. En soos ek tyd gespandeer het saam met die Here, vat hy my terug. Hy sê vir my, Adam en Eva was veronderstel om gemeenskap met te hê. Wees die druk, ook van die vyand, maak hulle 'n fout. Hy gooi hulle nie weg nie. Hulle kon nie langer in die tuin bly nie. Maar hy het nog steeds vir hulle gesorg. En van daar af is asof die hele samelewing, daai tyd al hoe erger, al hoe leerker, al hoe slegter word. En ons kry hierdie skrif in Genesis 6. En toe die Here sien dat die boosheid wat van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, hoor mooi, God sien harte raak, hy sien wat mense in hulle harte dink, hy sien die chaos wat hulle veroorsaak. Er staan die ding, hy sê, dat die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Dit het my so getref, toe God vir Adam maak, Eva maak het hulle geseën, en gesê dit was goed. Hy het hulle gemaak na sy beeld, 'n weerspieëling van om gemeenskap te hê met hierdie mense. Toe daar fout kom, ek weet en al die goed gebeur, en wat ook al gebeur het, weet ek nie, ons weet nie hoe die aarde gelyk het, hoeveel afgoderry daar was nie. Al wat ons weet is dat engele het met mense beginne saam bly, en 'n klomp reëse is gebore, as 'n hele hoop goed, wat skeef geloop het in daai tyd. En hy sê, die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg. Die mens sowel as die vee, die kruipende diere, en die voëls van die hemel, alles wat hy gemaak het, as hy beplan om te vernietig, af te vee. Hy sê, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Nou staan daar hier volgende, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Hy kyk na die hele proses, en hy sien hierdie een persoon raak. Hierdie iemand sê, hierdie ou dien my. Hierdie man se hart is uitverkoop aan my, ek kan hom nie vernietig nie. Jy sien hoe groot die liefde van God is. Hy sal sy hele oordeel, sal hy afwend, dis een persoon, wat ek kan sê, ek sal hom red. Ek sal met hom voorbegin. Ons ken die hele verhaal, Noag, en hy is in die skip, ek weet in die ark, en die wêreld begin voor, opgrawings bewys dit, die evolusie het probeer hulle bes om dit teen te werk, maar daar is soveel bewyse van dat daar 'n vloed was, en dat daai vloed wêreldwyd was, selfs op die Alpe, die hoogste wat die ouens klim, jy verstaan, daar nog steeds, kry hulle skulpies. So, daar was 'n vloed. Daar was 'n plek waar die Here vir Noag raak gesien het. Wat ek vanoggend tyd wil spandeer met jou, ons kyk na 'n vervolgde kerk waar die Here elkeen raak sien wat daar in daai plek is. Elkeen wat sy hart oopmaak. Ek so baie gelees en vir my was dit iets wat vir my baie kosbaar was, soos ek lank betrokke was ook by Martyrs for Christ, dis die ding van ek wil daar wees en gaan sien hoe God na ouens kyk, hulle besoek, hulle in drome besoek. Terwyl Shesta se getuienis was vir my so besonder. Hy was een van die hoofde van Hamas daar in jare. Polisiehoof in Jordanië, maar hy was ook Hamas, een van Hamas se drywers om Israel te vernietig. Die Here begin verskyn aan hom. Jesus praat met hom vir 2 jaar. Nou stry hy met Jesus in sy drome. Hy sê ek is Islam. Ek kan die ding nie aanvaar nie, tot eendag wat hy besef, Jesus is die Christus. Hy lees toevallig in die Bybel 'n Psalm, en die Psalm wat hy lees, besef hy hierdie oordele, wat hier genoem word, is oordele oor sy volk, waarvan hy betrokke is. Hy skrik homself in die hemel in. En so is daar soveel getuienisse, van mense wat deur engele besoek word. En wat vir my die wonderlike is, ek sê, Here, ek wil daarom ook nie mis vir ons land, vir ons hier nie. Ek wil nie mis vir myself nie. Ek soek daai bonatuurlike belewenis, vat my soontoe. Wat nodig is om te weet is, en vanoggend wil ek weet, sê, is jy God se man? Is jy God se vrou? Is jy Noag in die plek waar jy is? Is jy die wat God na kyk en sê, omdat jy hier is, sal ek jou familie red. Omdat jy hier is, sal ek skuwe bring in die werk waar jy is. Omdat jy hier is, sal ek skuwe bring in 'n land. En vanoggend is net daai ding wat die Here wil neersit. Hy kyk na elkeen van jou, elkeen van julle se hart en sê, waar is jy vandag? Is jy die een wat jou lewe sal kan neerlê? Is jy Noag of Noagina? Wat die Here sê, omdat jy hier is, doen ek iets. Ek wil prakties raak vanoggend ook en
Baie keer sal die Here 'n persoon plaas, 'n Christen plaas in maatskappye. En wat daai persoon daar is en bid, doen die Here iets in daardie maatskappy. En daar persone wat staan, soos 'n Daniël, as net by Daniël kom. Dat ek leef vandag is dat jy sal besef, jy is hier, maar God kyk na jou en hy sê, ek roep jou om jou plek in te neem. Ek roep jou nie net om een of ander gewone Christen te wees nie. Ek roep jou nie om net jou lewe te geniet en selfsugtig te wees nie. Ek roep jou om 'n verskil te maak daar buite. Jy kan aangaan met jou lewe, jy kan maar sê, ag nee wat, ek hou van my lewe. Ek hou van wat ek wil doen. Of jy kan kies om te sê, Here, U het 'n plan vir my. Ek is hier oor jy gesê het, my seun het vir jou gesterf. Ek is hier omdat hy gesê het, ek roep jou, ek trek jou met bande van liefde. As ek my so geskit, dit waarop ek eintlik basies amper tot bekering gekom het. Sy liefde maak dat jy sit vandag. En baie keer raak ons verhouding vervelig met die Here. En ek wil amper sê, as jy vervelig raak, dan moet jy iets gaan doen wat uitdagend is. Baie keer as mense Christendom begin stereotyp te raak. Jou stilte tyd is daar, is okay, was dan al die goed, maar uiteindelik kom ons by 'n plek van, waarvoor is ek regtig 'n Christen? Wil ek jy die vraag vra die Here al vir my meer tuister van 2020 af? Waarvoor is jy bereid om te sterf? En ek wil jy uitdaag om 'n bietjie daar te dink. Waarvoor is jy bereid om te sterf? Waarvoor is jy bereid om te staan en sê, Here, ek staan of val by die woord. Ek staan of val by die waarheid. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak hoe hierdie ding gebeur nie. I stand because of you. En dit is baie belangrik om daai keuse te kan maak. Daarby sê ek nie dat die Here gaan jou China toe stuur nie. Ek meen, miskien stuur hy jou. Ons het jare terug 'n liedjie gehad, please Lord, don't send me to China or to Africa. En dit is so 'n hele liedjie gewees. En nou het hy ons opgevoer met 'n pot van kannibale en whatever ook al. Maar weet jy wat? Daar's like iemand in die omgewing wat die Here sê, as jy bereid om te staan, sodat hierdie persoon gered kan word. Of gaan jy net sê, wel, ek trek my skouers op. Ek wil net lank besig gaan nie. Ek wil hê dat ons sal weet, daar's mense wat 'n duur prys betaal en staan vir hulle geloof. En baie keer kan ons nie staan nie. Jy weet, Wurmbrand het baie keer gesê, toe hy nou uitkom uit Roemenië uit, en hy kyk hier klomp Christene, hy sê, ek is baie bekommerd oor julle. En hy sê dieselfde ding, hy sê, julle het nie druk, julle word nie getoets nie, so julle staan nie. En dit is vir ons om te kies, gaan jy staan, kan jy kies vandag om te sê, Here, ek kies om saam met hierdie pad te loop. Die Here praat met Moses, en toe sê die Here vir Moses, kyk, jy ontslaap met jou vaders. Hierdie volk sal opstaan, hulle sal die vreemde gode van die land waarin hulle gaan, in sy midde agterna reer, en my verlaat, en my verbond verbreek, wat ek met hulle gemaak het. Hier kom God, en hy sê vir Moses, Moses, saam met jou het ek baie moeite gedoen, die 10 plaae het hulle gesien, die Rooi See het oopgegaan, soveel goed het gebeur, hulle staan voor die Jordaan, die Here kyk vooruit en sê, hierdie volk sal my verraai, sal my verlaat. En die interessante is presies wat gebeur het. En elke keer wanneer hulle God roep, het God ingegryp, ons ken die hele verhaal, die konings, die rigters, en hoeveel keer dit was, dat hulle skielik besef, hoorie, ons is onderdruk, ons word gestroof van alles, want ons het ons God verlaat. En baie keer lyk ons lewens so. Ons het 'n zigzag lewe, op en af, alright. En ek wil vandag wil ek jou uitdaag, dat jy sal kom in die plek waar jy sê, Here, ek gaan nie weer koud word nie. Inteendeel, ek wil hê die vuur in my moet warmer word. Ek soek hier vandag om te sê, Here, let a fire burn inside me. Interessant, ek sê, Here, hoekom moet ek die skrif bysit? Ek kon nie lekker verstaan. Here, hoekom sê dit in nie? Maar ons ouens wat 'n prys betaal. Die Here sê vir my, hy sê dat ons kan so maklik kompromieer. En baie keer het jy gesien dat die konings in 'n ou ouderdom, hulle het God gedien tot hier, en dan kom 'n profeet te korrigeer, hulle raak hulle kwaad, of hulle God verlaat. En ek wil hê vandag is dat elkeen van ons het 'n pad wat jy moet loop, en die Here se hoop is dat jy goed sal eindig. Sy droom is dat ek en jy as oorwinnaars eendag sal eindig, wanneer ons huis toe moet gaan. En hy besef, die Here kyk na Moses,
En Moses het gevou onder die druk. Aaron het gevou onder die druk. Hy het gesê, hulle sal nie in die beloofde land ingaan nie. En hy sê, maar hierdie volk gaan in. Maar hulle het ook keuses om te maak. En elke dag het jy keuse om te maak. Ons kan so maklik afgode by mekaar maak in ons lewe. So maklik kan ons begin vashaak by goed wat ons jaag, posisie in die lewe. Of Here vir my sê is dat ons is in hierdie gemeente verantwoordelik vir 'n land. Ek gaan dit nou vir julle sê. So ons vir jare en jare bid. En jare wat die Here vir my elke keer wys, wat kom doen die volgende president? Wie is daai persoon? En wat sal gebeur? En interessante is dat elke jaar wanneer ons bid en voor God staan vir hierdie land en intree en sê, Here, laat hierdie land geseënd mag wees, dat goed reg sal loop. Lord Jesus, I cry before you for the blessing of this nation, to be a blessing in Africa, to a blessing in the world. So baie gebid van onafhanklikheid af. Ons as gemeente is verantwoordelik. God kyk na ons en sê, julle gebed maak 'n verskil. Julle lewe maak 'n verskil. En daar is dit nodig om te kom by 'n plek waar is die kerke vandag? Daai ding het ek na gekyk en sê, Here, kan ons van toepassing maak in ons omstandighede hier vandag? En hy het 'n paar goed genoem. Ek ben 'n paar jaar terug bedek die dogter van 'n pastoor van 'n sekere kerk. Daai dag breek ek 60 bindings oor haar. En sy sê vir my pa sal Saterdag aan by die toerdokter wees en Sondag sal hy preek. Uit die Bybel uit. Jy verstaan nou ding van, waar is die kerk? En die kerk het vol afgode geword. Ons het kompromie toegelaat. Teologie verander. Goed geskuif na 'n plek waar God sê, ek kan nie my seun in daai plek sit nie. Kerk het op baie plekke 'n kultuur geword. En ek glo Heilige Gees wil hê dat ons sal opstaan, dat 'n vuur hier sal brand, wat sê, dis wie Jesus Christus is. Dit is hom korrek sal verteenwoordig. Elke raad sal word in dit. En dis wat nodig is, dat ek in ons land, het gaan goed, ons het nie groot moeilikheid nie, maar weet jy wat, die kerk is in die moeilikheid. Dus ek vandag vir julle sê, is dat ek werk met baie verskillende situasies, wat ek nooit hier sal deel mee nie. Maar ek kan vir julle sê, dat daar 'n krisis in ons land. Ons kerk het net 'n kultuurkerk geword, oor die algemeen. Daar is nie 'n plek waar daar 'n vuur brand van die Heilige Gees, mense sê, daar is Christus nie. En ek wil jy uitdaag vanoggend, dat ons sal nie deel wees van hulle, wat agter ander gode adoreer nie. Ons sal hulle wees, wat sê, the truth is the truth, the Bible is the truth. Kan ek vir julle so sê? Dit is ons fondasie. En waar ek in my lewe uit lynheid is, bring ek my lewe in lyn. Ek probeer nie die Bybel aanpas nie. Wat doen mense? Hulle kyk na kultuur, beredeneer dit, dan sê ons nou goed, hierdie sonde, wat die Bybel as 'n sonde noem, sê ons wel, dis nie eintlik meer sonde nie. Ons skuif hom so op 'n manier reg, dat dit in ons samelewing en ons teologie kan pas. Ek wil nie vanaand volgende voorbeelde noem nie. Ons kyk na geslagsgelykheid, as geslagsnonsens en woke, en whatever jy dit wil noem. Jy verstaan, sekerlik is daar oor 200 verskillende tipes mense. Jy kan besluit wat jy wil wees. I identify as this, as that. Waar kom dit vandaan? Gebore uit die hel. Wat in die kerk, ons aanvaar dit. Ek praat met oor Amerika, hy sê, man, ek kan nie in hierdie kerk staan nie, ek kan nie getuig nie, want hierdie kerke, almal hier glo, al hierdie woke goed. Jy verstaan, van ek kan opstaan en sê wie ek is, en die kerk aanvaar dit. Ek wil jou uitdaag vanoggend om te sê, staan jy by die plek waar jy kan sê, Here, u woord is die waarheid, dit bly die waarheid. I'm not going to compromise. Ek wil jou uitdaag vir dit vanoggend. En ons wil nie deel wees van hulle wat terugval en ons is aanjaag nie. As jy ons is aanjaag, dan haal ons jou in. Trap ons jou vas en bid ons vir jou. Okay? Ja, vir jou om op te staan. Almal van ons maak foute. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van ons wat sê, my hart is nie by die Here nie. En ek wil afsluit met 'n skrifgie in Daniël. En ek gaan net gehoorsaam wees om dit met die Here vir sy om te doen vanoggend. En daardie tyd sal Michael, die groot leier, optree en praat van die eindtye, tye waarin ons nou leef. Hy beskerm ons jou volk. Hy sê dit sal 'n benoude tyd wees,
soos daar nog nie was sedert die nasies ontstaan het nie. In daardie stadium sal elkeen van jou volk, wie se naam in die boek opgeteken staan, gered word. Ek wil met kennis neem daarvan, daar's boeke geskryf, ons lees dit in Openbaring, en as die boeke geopen word, hopelik is jou naam daar. Ek dink jy moet seker maak dat jou brandversekering in plek is. Right. Ken jy Jesus en ken hy jou? Stap jy pad saam met hom, is jy besig om my pad saam met hom te beweeg. En die interessante is dat as jy kyk na Israel huidiglik, dis 'n nasie. Maar as seker ons dat daai nasie is, wie se naam nie in die boek van die lewe staan nie. Hulle het nie Jesus Christus ontvang as verlosser en saligmaker nie. Maar daar's duisende van hulle wat Jesus volg, wat messiaanse Jode is, selfs van die priesters, van die diaspora, wat Jesus Christus ken en saam met hom loop. Alles te baie keer moet dit nie geheim doen. Nou sê hier baie belangrik, sê baie wat reeds in die graf is, sal dan in die dood opstaan. Party sal vir altyd lewe, anders sal 'n eindelose skande en veragting ervaar. Ons wat in die hel is. Ons wat nie by Christus is nie. Dit is baie interessant dat aan die einde van Daniël se lewe kom die Here, hy sê Daniël, jy gaan die pad van al die mense. Jy kom huis toe. Jy het jou deel gedoen. Hy is nie eens by sy volk nie, maar hy sê jou volk sal hier volgende goed beleef. En wat ek het terugvat na ons toe as kinders van God, ons is ingeënt in hy stam, so ons sal goed beleef. Ons sal waarskynlik druk beleef. Maar dan sê hy ook dan, hulle wie se naam in die boek is, hulle sal vir altyd leef. Hy sê ook, hulle wat ander mense leer, sal skitter soos die naghemel. Ek wil stil staan nie vanoggend, is jy iemand wat kan sê, Here, my lewe kan iemand anders help. Nie maar van ons is leraars nie, nie maar van ons is mense wat hoef te preek nie, maar jy kan iets doen. Daar's iets wat jy kan gee vir iemand rondom jou. Hulle wat baie mense lei om regverdig te word, sal vir ewig en altyd so sterre skyn. Ek wil jou uitdaag vanoggend, as jy iemand wat kan sê, Here, is daar 'n ongeredde persoon in my omgewing, kan ek hom help? Ek kan net waag om met iemand te deel wat die Gees vir jou wys. Hier is baie interessante skrif en ek weet, dis net iets wat hy vir Daniël wys. Hy sê in die eindtye is hierdie 'n belangrike issue. Daar kom 'n opstanding uit die dood. Hy verwys daarna. En ouens wat vir ewig leef, ouens wat dan vir ewig in die hel is. Soos wat Jesus dit verduidelik het in die evangelie. Ek het baie daarin gelees en besef, ons weet nie wat wag vir hulle wat verlore gaan nie. Ek wil nie in hulle skoene wees nie. Miskien as die Here my toelaat, as hulle eendag so 'n hele preek oor die hel gee, dan is hom deeglik bestudeer. Dan hoop ek dat die temperatuur soms sal styg in die kerk word. Want ons besef nie, as God 'n ding sê, is hy ernstig. So ek wil die uitdaag vandag, waar staan jy vandag? Jou naam is in die boek van die lewe. Dit beteken jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid om hulle wat rondom jou is, wat Jesus nie ken nie. Natuurlik is daar rebelle wat sê, man, ek stel nie belang nie, wat jy niks aan kan doen nie. Maar kan jy oop wees, dat wie ook al Jesus oor jou pad stuur, dat jy kan sê, hier is my hand, hier is my lewe, kan ek jou help? Kan ek jou dien met die ewige lewe? Ek wil hê vanoggend, dat jy daarin sal vasmaak in jou hart. Nie almal van ons is evangeliste nie. Alright, ek is nie wat op die tartjie sal ronddra nie. Anders geniet dit gate uit. Ek het 'n vriend gehad, naby Gustafos Sentrum by die robot, staan 'n preek uit daar, die hele Saterdagoggend. Kom by die huis met net so 'n breë glimlag. Jesus, ek het my werk gedoen. Almal skrik hulle dood vir hierdie ou en dan slip hulle oor die robot. Ek weet nie of ooit iemand na die Here toe gelei het nie, maar hy het gepreek en hy het gevoel hy doen wat hy moes doen. En as dit jou job is, gaan doen dit. As nie is nie, vertrou die Here dat iemand op die pad sal kom wat jy weet jy kan help om daai persoon by die Here uit te kry. Maar in die begin bid, gaan die Here hulle stuur na jou toe, dat jy kan verkondig, jy kan leer soos wat hy daar sê. Jou boek is die naam van jou naam is die boek van die lewe. Eendag gaan jy voor Christus staan met groot blydskap en dankbaarheid. Jy kan sê, dankie Here dat jy my lief gehad het. Hy sien 'n Noag in jou. Hy sien in jou iemand wat hy kan vertrou. Hy sien jou iemand wat hy kan gebruik. Hy sien jou iemand wat kan sê,
Jy is 'n redder van mense rondom jou. Sien jy dit? Of het jy so hier binnekant jou ding, sê, ag ek weet nie, ek is nie die moeite werd nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie, ja jy weet maar hoe ek groot geword het, ja jy weet wat my pa my gedoen het, ja jy weet wat hier en wat daai, kan ek vir iets sê vandag, ons weet nie wie Noag se pa was nie, ons weet nie hoe hy groot geword het nie, maar iets in sy hart het God raak gesien en sê, Noag, en die hele nuwe wêreld begin, as gevolg van dit. As God jou lief het, en as God sê, jy is die moeite werd, is dalk nodig vanoggend om 'n keuse te maak om te sê, Here, ek aanvaar die woord van die God wat die hoogste gesag in die heelal het. Of ga jy met hom stry en sê, nee wat Here, jy is verkeerd. Kom, ek het dit gedoen. Nee Here, jy het die verkeerde ou gekies. Of ons daar nog gespos, Here, ek sal myself nie aangestel het nie, ek weet nie wat u gemaak het nie, maar ek weet nie wat u sien nie, maar ek sien niks nie. Op 'n dag gryp die Here en sê vir my, hey, wat dink jy doen jy? Weet jy, kyk, ek is besig om myself jammer te kry. Hy sê vir my, ek het jou gekies. Ek het jou geroep. Ek het jou gesit in hierdie plek, dat jy kan doen wat ek jou vra om te doen. Jy is besig om dit te doen, so hou op, moop. Right, wat beteken moop? Ek eet worms, ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan my bes doen, maar ek kan ongelukkig nie toneel speel nie, maar weet jy wat? Ek wil hê vandag, stop jy dit. Jy stop jou jammers. Jy kan sê, Here, jy het my geroep, ek staan op. Jy het my geroep of hy 'n plek gegee. Maak nie saak waar vandaan kom nie. Maak nie saak hoe groot geword het nie. Maak nie saak wat skeef verloop het nie. Maak nie saak wat die binnekant nog verander moet word nie, Here. Maar ek kies vandag om te sê, Here, ek is 'n Noag. Ek is 'n Ester. Ek staan op om my plek in te neem. Ek wil jy uitdaag vandag. Waar is jy? Waar staan jy vandag? En kies jy om te sê, Here, in hierdie tyd en seisoen waar ons leef, sal ek 'n verskil maak. I'll take up my responsibility. En ek wil julle los met dit vanoggend. Vier van my sê is dat toe ek nou bid oor wat moet gebeur, na Hein gepraat het, besef jy dat daai ouens het nie 'n keuse nie, hulle neem 'n verantwoordelikheid op en gaan na tronk toe. Ons lees maklik in China staan daarso, maar hulle sê 'n pastoor word vertrou as hy 3 jaar in die tronk was. Ek weet nie van julle wil tronk toe gaan nie. Dit beteken, hy moes genoeg oortree het om tronk toe gestuur te word deur 'n regter. Swaar te kry, uit te kom, weer terug te gaan tronk toe. Uit te kom, weer terug te gaan tronk toe. Dan sê hulle, ons kan daai pastoor vertrou. Hy staan vir die waarheid. Hy staan vir dit wat reg is en hy gaan nie kompromieer nie. Ek wil jou uitdaag vir oggends. Ons kan nie tronk toe stuur nie. Ek weet nie wat ons moet doen om tronk toe te gaan nie. Miskien 'n praat van kriminele goed nie. Maar weet jy wat? Ek wil jou uitdaag om te sê, Here, ek kies om te staan vir wat reg is en nie te kompromieer nie. In Jesus naam. Kom ons bid. Vader, ek vertrou U vir oggend, Here, dat U in harte van elkeen van ons wat hier is, 'n diep indruk sal skep, Here, van U het my geroep, U het my gekies van voor die grondlegging van die wêreld af. U het my ingetrek in die koninkryk. U het my al die seëninge gegee. U het my alles gegee, Here. En vandag wil ek sê, Here, ek is dankbaar dat ek daai keuse kon maak. Ek wil ook met Here dat ons nie sal verloor die ongelooflike belangrikheid daarvan, van die keuse wat ons gemaak het om Jesus te volg nie. En ek wil met vandag, Here, dat elkeen van ons opnuut weer sal kyk na die wêreld daar buite as mense sonder hoop, mense in rebellie, mense wat nie weet waartoe hulle gaan nie, mense wat nie eens verstaan wat daar is 'n hel nie, mense wat hulle self ateïste noem, mense wat hulle allerlei goed noem, en wat hindoeïsme in al die twak wil volg, en nie weet die uiteinde is 'n plek van die hel nie. Here, brand dit in ons harte, dat ons nie een siel wat op ons hart lê, sal dit glip nie, maar elkeen sal roep om deel te wees
van die wonderlike koninkryk waarna ons behoort. Ek vertrou Here, dat elkeen hier vanoggend 'n dieper ervaring van die liefde sal hê. 'n Dieper ervaring van daai liefde waarmee ons lief het, Here. En dat dit 'n liefde sal wees, wat ons sal oorheers. En Here, ons basies sal dring, om mense lief te hê, met dieselfde passie, wat die ons belief het. Ek vertrou daarvoor in Jesus se naam. Amen.